Hallo julle, vandag wil ek na 'n voorbeeld kyk waar ons die tan-grafiek het en ook 'n kosgrafiek. Nou as jy hier kyk, sal jy sien dit sê f van x is a tan x plus b en g van x is d cos x plus e. So, ons het nie werklik die vergelykings nie. So, hoofsaaklik gaan die eerste vraag dan wees, bepaal die waardes van a, b, d en e. So, dit beteken maar bepaal die vergelykings van die twee grafieke. Nou, kom ons begin met die tan-funksie. Nou ja, hier is ons tan-funksie, jy sien die asymptoot by 90 grade, dan 'n volledige tan-golf hier tussen 90 en 270, waar jy die volgende asymptoot het, en daar is dit. So kom ons skryf neer, y is gelyk aan a tan x plus b. Nou, ek sou met die b begin het, as dit 'n tan-grafiek is. Dit wil sê, hoeveel het die grafiek op of af beweeg. Nou as jy aan 'n gewone tan-grafiek dink, kom ons sê maar daar is my asymptoot by 90 grade, dan lyk dit so. Dit begin by die oorsprong. So dis belangrik dat jy dit weet. En kyk nou waar begin hierdie grafiek. Dit begin by -1 op die y-as. So, dit is een eenheid laer as daardie. So dit sê vir my dat y is gelyk aan a tan x min 1, omdat die grafiek een eenheid afbeweeg het. Nou om a te kry, kan ek byvoorbeeld hier by 45 grade kyk, maar onthou die grafiek het afbeweeg, so miskien is dit die beste om aan die koördinate in te vervang. So dis 45 grade vir x en my y-koördinaat is 1. So dan kry ek y is gelyk aan a tan van 45 grade min 1. Geskies in die y se plek wou ek eintlik mos 'n 1 gesit het. Ek is besig om hierdie in te vervang. So y is 1. Bring daardie minus 1 na die linkerkant toe en tan van 45 grade is 1, so dan weet ek a is 2. So my vergelyking is y is gelyk aan 2 tan x minus 1. Ek wil dit sommer hier skryf. Vir f van x het ek 2 tan x min 1. Goed, nou vir die grafiek van g van x, of die vergelyking eerder van g van x. Nou, ons het dat g van x gelyk is aan d cos x plus e. So kom ons skryf die vergelyking neer as y is gelyk aan d cos x plus e. Nou, vir 'n kosgrafiek begin 'n mens by die amplitude. En onthou die amplitude gaan die getalletjie voor die kos van x wees. Nou, ek moet net eers seker maak, is hierdie 'n refleksie in die x-as of is dit 'n gewone kosgrafiek? En ja, as hy soos 'n bakkie lyk, so, nie 'n onderste bo bakkie nie, dan is dit 'n gewone kosgrafiek. So hierdie d gaan 'n positiewe getal wees. Nou om d uit te werk, kyk ek wat is die afstand vanaf die onderste punt, die minimum y-waarde is minus 5, die maksimum y-waarde daar is 1, so hierdie afstand is 6. Dan beteken dit dat die amplitude 3 gaan wees, want hier van die middel af is dit 3 eenhede op en 3 eenhede af. So ek kan voortgaan en skryf y is gelyk aan 3 cos x plus
E. En ja, nou het ek net een onbekende, so ek kan dalk net 'n punt in vervang en ek gaan daardie punt kies, hy's maklik. Sy x-koördinaat is 0 grade, sy y-koördinaat is 1. So, kos van 0 grade weet ek is 1, maar as jy nie weet nie, kyk jy op jou rekenaartjie. So hier staan eintlik 1 is gelyk aan 3 plus e. So, as ek net die 3 aftrek aan albei kante, dan kry ek e is min 2. So, die vergelyking daar gaan wees, y is gelyk aan 3 cos x min 2. En dit gaan ek ook hier skryf. Y is gelyk aan 3 cos x min 2. Nou net om die vraag te antwoord, hulle het gevra vir die waardes van a, b, d en e. So a is die getalletjie voor die tan, so a is 2, b is daar, wat het ek bygetel, dit was min 1, d is 3 en e is min 2. Goed, vraag 2. Kom ons vat net 'n swart pen. Ons is nou net klaar met vraag 1. Vraag 2 vra vir my, wat is die periode van f? Nou, f is die tan-grafiek en ons weet dat hier tussen 90 en 270 het ons 'n volledige tangolf. So die afstand van 90 na 270 is net 180 grade. En dan begin die grafiek homself herhaal. Jy kan maklik sien, hierdie word hier herhaal. Goed, vraag 3. Nou, voor ek vraag 3 doen, gaan ek net eers 'n bietjie plek maak. Daar vee ek my vergelyking uit. Ek wou dit nie gedoen het nie. Y is gelyk aan, hier het ons dit nog, 3 cos x minus 2. Goed, kom ons vee weer uit. Ons vat 'n kleiner uitveer. Goed, vraag 3. Vraag 3 sê, bepaal die waardes van x, waarvoor g van x minus f van x gelyk aan 2 is. Nou jy moet mooi dink. G van x beteken mos die y-koördinate op die grafiek van g. So ek gaan dit maar kortliks probeer skryf. Y op grafiek van g. En dan aftrek is y op die grafiek van f. En ek wil die antwoord kry van plus 2. So g met die groter y-waarde hê en f die kleiner y-waarde. En dan gaan soek ek nou maar op my grafiek. Ek wil hierdie uitvee dat hy nie te veel is nie. Ek gaan soek nou op my grafiek. Waar is die afstand tussen die twee? Want onthou, dis mos hoe ons afstand bereken, vertikale afstand. As jy vat die boonste y-waarde minus die onderste y-waarde. En ek kan sien dat hier by 0 grade is die verskil presies 2. En dan is die verskil weer 2 hier by 360 grade, want ek gaan weer van 1 na min 1 wat 2 is. En miskien hier ergens, maar hier is 'n probleem met daardie punt, want die f-grafiek is bo. So ek gaan 'n negatiewe antwoord kry. So daardie een is nie 'n moontlikheid nie. So my enigste twee antwoorde gaan wees x is gelyk aan 0 grade of x is gelyk aan 360 grade. Goed, en dan vraag 4 sê bepaal die minimumwaarde van h as
H van x is gelyk aan G van x plus 2. So H van x, dis nou 'n nuwe grafiek, 'n nuwe funksie, en hy word gevorm deur G van x te vat wat hierdie een is, plus 2. So wat dit beteken as ek plus 2 bytel, is ek skuif die grafiek op met 2 eenhede. So as ek net kan sien wat is die minimumwaarde van G, dan kan ek net 2 bytel, soos die grafiek opskuif. Nou die minimum, onthou hierdie is 'n y-waarde, my minimum y-waarde is hier by minus 5, as ek die hele grafiek 2 opskuif, gaan daardie punt dus by minus 3 lê. So die minimumwaarde gaan wees G van x is gelyk aan minus, dis nie G van x nie, dis H van x. Ons is mos nou besig met H van x, wat G van x plus 2 was. Die minimumwaarde vir G van x was by minus 5, maar as ek dit 2 opskuif, is die minimumwaarde van H van x by min 3.